Môre julle, welkom by nog 'n episode van Tussen Koffie en Genade en ek kuier vanoggend saam met julle Lisel van Sail. So ons is nou besig om bietjie te praat oor blom in jou gesonde verhoudings. En laasweek het ons gepraat oor vergifnis en hoe belangrik is dit om nie in onvergewensgesindheid in jou hart rond te loop nie. So elkeen van ons wil graag vry wees en daar is niks so vry as 'n skoon gewete en as jy weet jou hart is skoon nie. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor hoe om met mense te wen. En John Maxwell het 'n fantastiese boek geskryf van Winning with People. So ek sal aanbeveel om daai boek miskien in die hande te kry, want dit verduidelik so mooi hoe jy by iemand se hart kan uitkom. En dit is seker een van die belangrikste beginsels in die woord van die Here, want hoe jy mense in jou lewe hanteer, wys ook wat is die karakter van jou hart. En ek dink ons as kinders van die Here, is dit soveel belangriker dat ons die lig moet skyn en wys hoe om in gesonde verhoudings te wandel. So kry vir jou 'n lekker koppie koffie, nooi 'n vriendin saam en kom kuier lekker vanoggend saam waar ons 'n bietjie gaan praat oor 'n paar beginsels van hoe om met mense te wen. Ek is nou weer terug. Welkom terug. Ons kuier vanoggend en ons gaan 'n bietjie praat oor hoe om met mense te wen. So die eerste beginsel wat ek met jou wil deel is, begin by jouself. Voor jy enige iets kan gee, moet jy dit natuurlik eers hê. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. So maak eers jouself vol voordat jy wil uitgee. En Psalm 23 vers 5 sê dit vir ons so mooi. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. En dis uit daai beginsel uit wat ons moet lewe. Eers wanneer jou fontein vol is, wanneer jou beker oorloop, dan het ons die kapasiteit om te beginne uitgee. So jy moet eers gesond wees voor jy iets kan gee. En ek praat hier van emosionele gesondheid, want anders dan gaan ons probeer om uit ons seer en ons gebrokenheid ander mense te help. So is dit dan ook wanneer mense dan nie deur sekere goed gewerk het in jou lewe nie, en jy het nog nie genesing gekry in sekere aspekte nie, dan begin mens filters te bou en jy het mispersepsies en dan begin jy vir ander mense raad te gee en jy probeer ander help en eintlik gaan jy hulle van die wal na die sloot help, veral as jy nog nie op 'n plek gekom het waar jy weet jy is vol en jy weet dat jy kan begin gee uit daai posisie uit. Maar aan die ander kant weet ons, soveel mense probeer net oorleef. Hulle kan nie eers hulle kan eers hulle self help nie. Hoe in jou lewe moet ek nou nog ander mense help? En dis ook dan presies hoekom mens partymal selfgesentreerd raak. Want jy is leeg, jy het 'n behoefte. En voordat jy nie vol is nie, dan voel dit jy moet net kop bo water hou en jy probeer net oorleef. En dan is dit dat mens baie keer selfgesentreerd raak en dan begin net te dink, okay, maar hoe kan ek vol word? Hoe kan ek genesing kry? Hoe kan dit vir my help? Wat ook miskien dalk goed is dat jy partymal net by jouself uitkom en net agterkom, maar waar het ek eintlik genesing in my lewe nodig? Maar dit kan ook baie gevaarlik wees, want soos ek sê, kan dit baie selfgesentreerd wees. En die Bybel sê vir ons duidelik, ons moet in onsself sterf. En ons moet nie selfgesentreerd wees nie. Maar om op daai plek uit te kom, moet jy 'n pad van genesing stap. En jy kan eers op 'n plek kom waar jy werklik geluk kan kry en vervulling gaan kry, wanneer jy deur jou emosionele seer gewerk het en genesing gekry het. En dan is dit uit wat ons juis dan later vir mense kan gee. En dis ook 'n belangrike beginsel om te verstaan dat jy nie altyd op 'n plek gaan wees waar jy kan gee vir mense nie. En dan is dit ook partymal goed om te sê, luister, ek kan nie op hierdie stadium help nie, want ek kan eers myself help nie. En dan moet mens eers dit kan sien vir wat dit is. So ons moet onsself volmaak met wat?
Ons moet onsself volmaak met God se woord en sy waarheid. Anderste gaan ons nie enigiets kan gee nie, want dis deur dit wat hy vir ons gee, wat ons nou gelees het. Ons hoof is vet met olie, dis deur sy salwing en sy blessings alleenlik wat ons kan gee. So ons kan dit nie in ons menslikheid noodwendig doen nie. Want jy sien, jy kyk na mense uit wie jy is. En dit is hoekom dit so belangrik is om jou hart reg te kry en eerstens jou lewe uit te sorteer en seker te maak dat jy uit 'n kapasiteit kan gee wat uit goddelike liefde is. Want as jy byvoorbeeld nog sukkel met jaloesie, dan gaan jy dink ander mense is ook jaloers. As jy byvoorbeeld nie 'n goeie selfbeeld het nie en jy sukkel met selfvertroue, hoe gaan jy ooit ander mense kan vertrou? Want jy sien nie die wêreld soos wat dit is nie. Jy sien die wêreld soos wat jy is. So as jy nie gaan genesing kry en deur jou filters werk en by die waarheid van God se woord gaan uitkom nie, gaan dit distorted wees en jy gaan dit nie in die ware perspektief kan sien oor hoe mense werklik is en hoe God hulle sien nie, want ons kyk deur die bril van ons eie seer. En dit is baie keer waar aannames en verdraaide waarhede inkom, wat ons laasweek oor gepraat het. Want jy glo dalk regtig daai persoon hou nie van jou nie, maar die waarheid is daai persoon het dalk nie eens 'n probleem met jou nie, maar net omdat hulle jou nou nie gegroet het nie, het jy nou aanname gemaak en jy dink nie, hulle hou nie van my nie, omdat jy self nie van jouself hou nie. En dit is hoe die vyand dit gebruik om onmin te veroorsaak, misverstande, jaloesie, bekleierigheid en al hierdie dinge wat ons laasweek oor gepraat het. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet genesing kry, sodat ons mense kan sien, soos wat God hulle sien, en nie deur ons eie gebrokenheid en ons eie seer nie. So ons het emosionele, geestelike en liggaamlike genesing nodig om gesond te wees in die lewe. En dit is jou lifeline. Maar veral in verhoudings het mens gesonde geestelike en emosionele kapasiteit nodig om te kan wees wat die Here wil jy moet wees vir ander mense. So voor jy iemand anders se lewe wil belê en iemand anders se lewe wil kom verander, maak jouself eers vol met die waarheid van God se woord. Kry jy eers genesing. Dan gaan jy die kapasiteit hê om ander ook te help. Wat help dit? Jy is dalk geestelik baie sterk, maar eintlik emosioneel onvolwasse en onstabiel. En dan is jy gelukkig en dan is jy sommer vinnig opgewerk en kwaad as dinge nie jou way gaan nie. En jy het nie eers die kapasiteit om selfbeheersing toe te pas nie. Wat help dit ook? Jy's dalk fisies baie sterk en jy oefen en jy eet reg en jy doen al hierdie dinge. Maar jy spandeer geen tyd in God se woord of enigsins om jou geestelike kapasiteit te laat groei nie. En nou wil ons influencers wees en ander mense help uit 'n sienwyse van jou eie menslike wysheid. Jy sal eers verhoudings kan begin waardeer en geniet wanneer jy okay raak met wie jy is. So as jy sukkel met 'n lae selfbeeld, gaan dit vir jou baie moeilik wees om jouself te geniet. Want natuurlik sien jy net die heeltyd jou eie foute raak. En gewoonlik is ons dan baie hard op onsself, en soos ek gesê het, omdat jy so is met jouself, gaan jy ander mense ook so hanteer. En dan veroorsaak dit dat ons hard is en judgmental is met ander mense. En omdat jy dan hierdie lae selfbeeld het, is dit ook baie keer omdat ons dan awkward optree en die weerste goed sê en ding en ander mense voel ongemaklik en dan stoot dit eintlik ander mense ook af, want ons is ongemaklik met wie jy is. En wanneer jy gaan begin gemaklik raak in jou eie vel, en jy begin te lewe uit dit wat binne in jou is, wat die Here in jou geplaas het van die begin af, en aan die ander kant is dit ook nie dat alles net om jou draai nie en jy lê jou selfsug neer. En dit is waar ware liefde inkom. Want ons het al hoeveel keer gesê, jy kan nie liefde gee as jy nie liefde het nie. Maar as jy weer 'n over-exaggerated liefde het en jy dink jy's weer beter as ander, gaan jy hulle ook nie kan help nie.
So jy kyk na ander deur die beeld van jou eie selfbeeld. Om regtig suksesvol te wees in hierdie lewe, is om die vaardigheid te leer hoe om met mense te werk, maar eers moet jy die vaardigheid leer om oukei te wees met jouself. Want dit op die ouende gaan vir jou die deure oopmaak en die guns gee. En jy kan hoe slim wees, ryk, mooi, talentvol, maar as jy nie die waarde in ander mense sien nie, en jy hanteer mense nie waardevol nie, gaan dit vir jou niks beteken nie. Die oomblik wat jy jou waarde in God ontdek, en jy besef jy het iets om by te dra in mense se lewe, nie omdat dit oor jouself gaan nie, maar oor om God se koninkryk te laat groei en te bou. Dit is wanneer die magic beginne gebeur. So kom ons praat 'n bietjie oor verskillende aspekte van jou waarde. Eerstens moet ons eie waarde erken. Ek praat veral hierso met mense wat geen waarde het nie en wat voel I don't have any value of ek het niks om by te dra in die lewe nie. Julle moet onthou, as ek 'n R200 noot het en ek gooi hom in die gutters en hy's in die reën en daar's modder op hom en die kar ry oor hom en hier loop 'n ouetjie langs die pad en hy tel daai R200 op en hy het nie geskeur nie en hy's nog in sy volle stukke, hy's nie in stukke nie, het hy sy waarde verloor. Hy kan net die R200 skoon maak. Hy kan hom nog steeds gebruik, want dis nog steeds 'n R200. So maak nie saak wat hierdie lewe met jou gedoen het nie. Maak nie saak wie vir jou gesê het nie. Maak nie saak hoe het mense jou waarde probeer steel nie. Hoe mense jou abuse het of wat hulle teen jou gesê het. Jy het waarde en jy moet dit weer erken. So die eerste stap is erken die waarde wat die Here in jou geplaas het. Die tweede stap is om te aanvaar dat jy waardevol is. Want weet julle wat? Almal van ons het insecurities en ons het issues en daar's sekere goed wat jy nie van jouself hou nie. Jy's dalk te lank, jy's dalk te kort, jy hou nie van jou neusluit nie, jy het te groot ore. Ons het allerlei dinge wat ons oorkla en moan oor onsself en dan kyk ander mense na jou en hulle sien dit nie eers raak nie. Daar was een keer hierdie ad van Dove en ek weet nie of mense dit nog sal in die hande kry nie. Waar hulle letterlik vreemdelinge gevat het van die straat af en dan het hulle mekaar ontmoet en dan moes die een vrou gegaan het en sy moes haarself beskryf het, dan moes 'n ou wat nou teken, jy weet mos nou hierdie ouens wat mos nou vir die polisie werk en dan forensiese ondersoek moet doen, dan verduidelik jy mos hoe lyk die persoon en dan teken hulle die persoon. So die persoon moes haarself beskryf het en dan het hulle 'n portret daarvan gemaak. En die vreemdeling moes die vrou beskryf het en dan moes hulle 'n portret van dit gemaak het. En toe hulle dit reveal, ek huil elke keer as ek dit sien. Kon hierdie vrouens nie glo hoe mooi die vreemdeling hulle beskryf het nie. Al haar flaws, alles wat sy gesien het, het sy nie eers opgemerk nie. So met ander woorde, mense gaan nie eers worry hoe lyk jou neus, of jou hare, of jou ore nie, behalwe as jy nou onnetjies is natuurlik, maar bedoelende, hoe jy gebou is nie. Hulle wil net weet hoe jy my hanteer, en hoe jy my as mens laat voel, dis wat vir hulle belangrik is. En die oomblik wanneer ons onsself gaan aanvaar, met ons issues, en met dit wat ons nie van hou van onsself nie, en ons embrace net wie jy is die dag wanneer jy gaan begin mens wees. Anders te word jy die heeltyd vasgevang in 'n web van ongelukkigheid. En jy is die heeltyd gefokus op dit wat nie werk nie, dit wat nie oukei is nie. En as jy nie oukei is met jouself nie, gaan jy natuurlik dit wees, dit praat en jy gaan mense so hanteer. Soos jy deur die proses begin om jouself te aanvaar, begin jy dan ook ander te aanvaar. Die volgende punt van waarde is, word meer waardevol. Bedoelende, daar is dalk iets in jou hart wat die Here al klaar daar gelê het, 'n bediening, 'n roeping, 'n passie, iets wat die Here vir jou gegee het, wat jy moet gebruik om sy koninkryk uit te bou. En dit is presies hierso wat jy dan die volgende stap moet neem en sê, okay, maar hoe gaan ek my potensiaal groei? Hoe gaan ek dit verbeter? En wat is in my mag?
wat ek kan verander in my lewe? En voorbeelde van dit is die eerste plek gesonde grense. Dalk moet ek net leer weer, want die ding is, jy gaan nooit gesonde grense in die eerste plek kan bou, as jy nie besef, jy het die reg om jouself te beskerm nie. En die vyand het gekom om te slag, te steel en te verwoes. En ek het die reg om te sê nee vir abuse en disrespek en mense wat my wil misbruik en mishandel. En dit is miskien waar dit moet begin, is om gesonde grense te leer. Die ander is dit natuurlik gesonde gewoontes. Jy kan hoe geestelik sterk wees, jy kan hoe emosioneel sterk wees, maar as jy ongesond lewe byvoorbeeld, gaan jy nie lekker voel nie. En dan gaan dit weer 'n invloed hê op die hormone, wat weer invloed gaan hê op jou emosies. So ons wil as mense so gesond as moontlik lewe. En dit is waar gesonde gewoontes inkom. Om gereeld te oefen, om reg te eet, om jou water te drink. Jy kan maar jou koffie drink, maar nou nie liters en liters nie. En dit is hierso ook, en daar's 'n fantastiese kursus wat ook jou kan help met hoe om gesonde gewoontes te bou. Dan natuurlik is dit ook, jy kan werk aan jou humor byvoorbeeld, om te leer om te kies, kan ek eerder sê, te kies om joyful te wees, te kies om 'n nice fragrance te los waar ook al jy gaan. Jy kan jou attitude kies en hoe ek ander mense gaan hanteer en hoe ek gaan reageer, en dit is dan ook waar emosionele intelligensie inkom. So dit is wat wel in jou beheer is en wat jy aan kan werk. Dan die laaste punt wat ek net wil noem van waarde is, glo in jou eie waarde. So voor jy kan glo in jou waarde, moet jy natuurlik eers weet, wat is jou waarde? En dis hier waar jy 'n lysie gaan neerskryf. Okay, ek het baie geduld. Ek is lief vir mense. Ek hou daarvan om mense te help. En die positief daarvan neer te skryf. En onthou, elkeen van ons het 'n grondgebied. En in jou grondgebied, het die Here vir jou al die tools geplaas wat jy nodig het vir jou unieke doel en roeping. En in dit moet jy dit gaan ontdek en dit soek en dit vind, om te besef, okay, maar wat is dit wat die Here wil hê ek moet wees vir ander mense? Party mense moet liedjies skryf, ander mense moet boeke skryf, ander mense moet weer 'n beraader word, of wat ook al. So elkeen van ons het 'n unieke manier hoe ons die wêreld om ons 'n mooier plek kan maak. So wat is dit wat ek kan byvoeg en toevoeg in ander mense se lewens, om te werk saam met God vir sy koninkryk? So as jy nie die waarde gaan ontdek, gaan aanvaar, erken en weet wie jou in dit gaan ontwikkel nie, gaan jy nooit werklik by jou doel en by jou destiny kan uitkom nie. En jy sal nooit dan kan wen met mense nie. Want jy sal altyd voel jy het 'n tekort, ek moet eerder kry, en mens gaan stingy wees en jy gaan dit net vir jouself wil hou en niemand moet dit om my vat nie. En veral as mens seer gekry het, dan sukkel jy met vertroue, maar dit is nou juist daar waar ons dit ook by God se voete moet los en sê, Here, help my om deur hierdie seer te werk, sodat jy weer selfvertroue kan bou, want onthou, dis een van die goed wat afgebreek word as jy deur 'n traumatiese gebeurtenis gaan, is selfvertroue. Want jy het tog altyd hierdie idee gehad van ek het die capability om enige ding te hanteer, en ewe skielik word jou lewe onder jou uitgeruk, en dan verloor jy amper jou selfvertroue ook, want ek kon myself nie eers beskerm nie, en op die ou end is ons nie ons eie beskermer nie, dis net die Here wat ons kan beskerm. En dan soos jy weer jou vertroue in God bou, begin die selfvertroue weer terugkom. En dan kan jy weer ander mense vertrou. So kom ons sluit net hierdie afdeling af en ons vat dit net vas en ek gaan vir julle 'n paar aksies gee. So eerstens, wat moet jy vergeet? Vergeet van jou insecurities. Tweedens, vra vir jouself die volgende vraag. Hoe kan ek my waarde verbeter sodat ek meer verander kan beteken, maar ook vir myself? En dan wat moet jy doen? Maak 'n lysie van dinge wat jy jouself wil verbeter en sekere stappe wat jy gaan neem om daar uit te kom. En dan, onthou, jou verhoudings kan net so gesond wees soos wat jy is.
Ons gaan nou vinnig 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor om mense om jou bietjie te bemoedig. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier nou baie lekker hier saam en ons praat 'n bietjie oor hoe om met mense te wen. So die volgende afdeling wat ek met julle wil oor praat is bemoediging. Die oomblik as jy weer iemand ontmoet, nê? As jy iemand lanklaas gesien het of jy loop iemand in die straat raak of gaan oefen net so vandag, fokus daarop van hoe kan ek hierdie persoon bemoedig, 'n opbouende boodskap miskien gee of in die positiewe rigting ingooi. So elke keer as jy iemand gaan ontmoet, met jy intentioneel dink, okay, hoe gaan ek hierdie persoon se dag beter kan maak? En weet julle waar kan ons begin daarmee? Is met ons kinders. Ons kinders het verseker bemoediging nodig en positiewe woorde. En baie keer is ons so gefokus op, is jou huiswerk gedoen? Het jy jou tande geborsel? Het jy jou bed opgemaak? Dat ons vergeet dat ons kinders bemoediging nodig het. So voordat ons met jou man, met jou kinders in die oggende gaan praat, dink dadelik, okay, wat kan ek sê om vir oggend hulle dag beter te maak en hulle ook aan te moedig? Het julle al gesien hoe lyk dit wanneer jy vir iemand 'n bemoedigende boodskap gegee het? Of wanneer jy iets gesê het en jy kan dit sien in daai ene se oë hoe jy nou 'n verskil gemaak het in daai ene se lewe. Daar word letterlik oksitosin afgeskei. Dis dieselfde van wanneer jy vir iemand 'n drukkie gee en jy weet dit veroorsaak letterlik genesing in jou liggaam en ook in jou emosies as jy oksitosin het. Dis jou liggaam se manier ook om homself te troos en te beskerm en daai lekker gevoel te hê. En dit is presies wat gebeur. Ek het een oggend, my dogtertjie was nog in die laerskool, toe sê ek, Sissa, ons gaan vandag 'n bietjie eksperiment doen. Ek sê ons gaan, dit was nog voor COVID, want ons kon toe nog in die skool inloop en daar was nie probleme as ouers net inloop nie. Toe sê ek, ons gaan nou loop tot by jou klas hê. Maar almal wat ons sien, jy gaan nie 'n woord vir hulle sê nie, jy gaan vir hulle in hulle oë kyk en jy gaan net smile. Ek kan nie vir julle sê wat het daai oggend gebeur nie. Vreemde kinders het gekom en my sommer gedruk. Die maatjies het almal net gekom en het dadelik gegroet. Hulle het gegroet. Ons het nie eens gesê hallo nie. Ons het net gesmaal en dan het hulle gesê, "Hallo, hoe gaan dit?" Net deur 'n smile. So imagine, wat kan dit wees as jy smile en woorde gebruik? En dit is weer eens waar ons die mag sien en die krag van woorde. En elke liewe mens soek net een persoon wat vir hom kan sê, ek glo in jou. Ek weet, jy kan dit doen. Dink bietjie ook as toe jy daar klein was, waar jy dalk bemoediging gekry het en hoe dit jou lewe verander het. Of waar jy daar klein was en nooit bemoediging gekry het nie en wat dit aan jou gedoen het as kind. En dit is waar ons dan ook agterkom. Mense kry baie swaar daar buite. Daar's min hoop en hulle voel, almal probeer net survive. Hoe meer kan ons mense se lewens verander en 'n verskil maak in mense se lewe? Net 'n bietjie hoop te gee, net 'n bietjie lewe te bring en hulle 'n bietjie aan te moedig. Maar meeste kere as ons mense ontmoet, waaroor praat ons? Ons probeer onsself laat goed lyk. En jy probeer mense beïndruk en dis me en ek het dit bereik en ek was daar en ek ken hierdie een en ons was nou weer daar en dit gaan so oor mens self. So die beginsel is om die fokus om te draai. En dit is ook waar dit inkom in jouself te sterwe. En in plaas van oor jouself te praat jy oor daai persoon. En jy vra bietjie uit en jy vind bietjie uit en jy praat oor hulle en jy laat hulle goed voel oor hulle self. Ek moet sê dis vir my 'n hartseer ding om te noem, maar baie omdat ek baie met mense werk en ek is lief vir mense en is vir my so mooi om te sien hoe mense in verhoudings werk en dat ek doen baie keer net 'n bietjie navorsing en dan kyk ek in 'n groep mense as daar vreemde vrouens bymekaar kom, hoe tree hulle op, wat sê hulle? En bitter min sal ek kry dat die ander persoon my uitvra.
Ek sal altyd hulle vra, hoe gaan dit? Wat doen jy? Waar kom jy vandaan? Bla bla bla. Jy kry bitter min en dis eintlik vir my hartseer want die gemeenskap het dit nodig. En dan kom jy agter hoe selfgesentreerd mense is. Hulle vertel vir jou hele verhaal en dan bly hulle net stil. Want dit is nou juist daai ding van, en dis 'n gesegde van John Maxwell. People doesn't care how much you know until they know how much you care. So laat dit 'n ander persoon baie goed voel as jy net oor jouself praat. Bemoedig dit 'n ander persoon as jy net kom en jy praat net van my. Kyk, en ek praat nou nie van vriendinne wat hulle harte deel nie. Dis amazing. Vriendin, ek het hierdie storie om vir jou te vertel en sy vertel haar storie. Dit is net, julle verstaan. Daai is jy albei wil mekaar se harte hoor. Maar ek praat oor vreemde mense. Want dit is nou juist hier waar mens in plaas van om jouself te verhoog jy daai persoon. Maar aan die ander kant moet ons ook onthou, jy kry mense wat hulle self al klaar verhoog het en hulle dink al klaar meer van hulle self as wat hulle moet. So hulle is 'n storie vir 'n ander dag. En volgende week gaan ons oor daai praat. Nou praat ek net oor die hele effek wat in 1 Tessalonisense 5 vers 11 staan. En ek gaan dit vir ons lees in die Amplify. Therefore encourage, admonish, exhort one another and edify, strengthened and build up one another, just as you are doing. En ek love dit dat hulle beskryf van edifying, strengthen and build up. So ons kan letterlik mense sterker maak. Ons kan letterlik mense bou deur ons woorde en hoe ons hulle laat voel en wat ons vir hulle sê. So voor jy volgende keer weer in 'n groep mense gaan wees by 'n kuier, of jy kuier saam met jou vriende, of saam met vreemde mense dalk by 'n troue, of jy's dalk tussen jou kliënte of kollegas, stop en dink, wat kan ek vir hierdie persoon sê om hom aan te moedig? Dalk is dit net 'n dankie vir dit wat hulle vir jou beteken in jou lewe. Of dalk net geluk te sê vir iets wat hulle bereik het in hulle lewe. Of jy noem dalk 'n spesifieke karaktereienskap wat uitstaan. Jene ou, weet jy wat? Ek dink dit is my so amazing. Jy's altyd so geduldig. Dis nogal awesome, hoor. Dalk so ietsie, nê? Net daai opregte kompliment en natuurlik kom dit in van dit moet bedoel word en dit moet opreg wees. Dit is nie moeilik nie. Dit vat net 'n bietjie tyd. Dis 'n bietjie effort wat jy moet insit en dissipline, maar dis letterlik daar weer 'n ding van dis intentioneel. Daai ding gebeur definitief nie van self nie. Mense gaan nie van self, dis nie 'n mens se default setting om net te komplimenteer en te sê om mense te bemoedig nie, want selfgesentreerdheid kom natuurlik en dis ons natuurlike setting. En die Bybel sê ons moet onsself rewrite, retrain en ons moet intentioneel daaraan werk om 'n verskil te maak in mense se lewe, om net bietjie oor jouself te kom en mense om ons te bemoedig. So die reward is so groot en dit maak so groot verskil. Die reward om iemand te bemoedig en jy sien wat 'n impak jy maak in iemand se lewe, is 10 maal beter as iemand wat jou ophemel en vir jou sê hoe oulik is jy en jou net die gevoel van ek kon iets vir daai persoon beteken. So volgende keer wanneer jy iemand ontmoet, dink aan hierdie 3 treatment, so die triple A treatment, en ek wil dit graag in Engels net weer vir ons lees. En dit is die eerste A is attention. So jy gee vir daai persoon jou undivided attention. Jou telefoon is nie in jou hand en jy lees op die telefoon terwyl jy met die persoon praat nie. Jy kyk hom in jou oë en jy wys jy gee om en jy luister. En jy is belangrik vir my. En ek wil nou nog iets daaroor noem vir kinders ook met attention. Die tweede A is affirmation. Dit is erkenning. En wanneer vir iemand sê, jene, dit wat jy vir my beteken is baie. En dan die derde ene is appreciation. Om dankbaar te wees vir wat hierdie persoon in jou lewe is. En ek wil sommer net hier ietsie ingooi as dit kom by ouerskap, want dit is die elemente wat 'n kind ook nodig het.
is focused attention, waar jy letterlik in die kind se oë kyk en luister. Eerder as wat ons net wil instruksies skree hier van bo af, so jy gaan op jou kind se vlak, as dit 'n toddler is, of 'n tiener is, of 'n klein, tieners is baie langer as hulle ouers. Veral my seun, hy's baie lank, die hele wat hom ken. Maar anyway, die ding is, gaan op jou kind se vlak en kyk hulle in hulle oë, al sit julle en julle kyk vir mekaar, vat aan hulle fisiese touch, en dan ook opbouende woorde. Ons kinders het dit nodig, en dit is so belangrik, veral in vandag se lewe. So volgende keer, as jy met iemand te doen kry, probeer jy dit, die undivided attention. Kyk dan wat gebeur. En dit was vir my, en hierdie was vir sulke wyse woorde van William King. Hoor wat sê hy? Hy sê, a gossip is one who talks to you about other people. A bore is one that talks to you about himself. And a brilliant conversationist is one who talks to you about yourself. Van die groot ding is ook, ons skep energie, ons skep lewe, wanneer ons lewende woorde, en is daar hele ding van lewende waters, hoekom wil jy hierdie fontein vir jouself hou? Ons het lewende waters, wat nooit opdroog nie, wanneer ons die Gees in ons het, en Jesus in ons het, en ons is veronderstel om dit uit te gee, en energie en lewe te gee vir mense om ons. En ek het 'n rukkie terug ook van julle vertel van die navorsing wat hulle gedoen het van die bad apple effect, maar daar was 'n ander sielkundige, Henry Goddard, wat letterlik kinders gevat het, en hy het getoets. Positiewe woorde vir die een klomp en negatiewe woorde vir die ander kinders. En dadelik kon mens sien die verskil wat dit veroorsaak het tussen die kinders. Die kinders wat positiewe woorde gekry het, was meer energiek, hulle was produktief, hulle kon iets met hulle uitgerig kry, want die negatiewe woorde letterlik die energie uit die kinders uitgetrek het, hulle kon niks met hulle doen nie, en dit was baie moeiliker om met daai kinders te werk. Dis eintlik vanselfsprekend, ons weet dit, maar pas ons dit toe in ons lewe. En die ding is ook, het jy dit nie ook al self beleef in jou lewe nie, wanneer jy 'n groot fight gehad het, hoe voel jy na dit? Jy voel letterlik of die energie uit jou uitgedrein is. So watter tipe omgewing wil jy skep? Wil jy 'n positiewe omgewing skep? Wil jy 'n lewegewende omgewing skep? Dit was letterlik uit die omgewing, of dit wat hulle geskep het in hulle omgewing, wat 1 miljoen Jode in die woestyn dood gegaan het, omdat hulle dooie woorde gekies het. Hulle dood gespreek, en hulle het letterlik nie hulle beloofde land gegaan nie, waar die wat positief gepraat het, hulle kon dit beleef, en hulle het dit letterlik in besit geneem. So Hebreërs 10 vers 24 sê vir ons die volgende: And let us consider and give attentive, continuous care to watch over one another, studying how we must stir up to love and helpful deeds and noble activities. So wanneer ons bemoedig, gaan ons energie skep, gaan ons produktiwiteit skep, gaan daar minder bakleierery wees, gaan almal se lewens beter wees. So wanneer jy byvoorbeeld in 'n vertrek instap, dink vir jouself, gaan ek dit oplig en gaan ek mense die lig aanskakel, gaan ek lewe gee. Wat los ek agter as ek uitloop uit daai vertrek uit? Los ek 'n vrykrins van hoop en lewe, en helder ek mense se lewens op. En ek wil met hierdie afsluit, en dit is om te bemoedig. Help iemand anderste om te doen wat hy veronderstel is om te doen. Dit help ook iemand om te commit vir dit wat hy veronderstel is om te doen. Dit help ook so 'n persoon om die gewoontes te breek wat nodig is om gebreek te word om 'n beter mens te word. Bemoediging help mense om die pad te loop, al is dit partymal moeilik om die regte ding te doen.
So bemoediging help jou om by dit uit te kom, wat jy van die begin af onderstel was, om by dit uit te kom. Onthou dit wanneer jy weer die volgende by iemand is. Wil jy hê, jy wil mense aantrek of wil jy mense wegstoot? Want sekere mense loop met gevoude gekruiste arms deur die lewe en almal ervaar dit ook. En dan kry jy mense wat met oopgespreide arms in die lewe loop en mense ervaar dit. Kom ons eindig bietjie hierdie sessie af en ons praat bietjie. Wat moet jy eerstens vergeet? Vergeet om jouself te laat goed te probeer lyk en probeer die ander persoon goed te lyk. Vra vir jouself, watse positiewe dinge kan ek sê wanneer ek die mense sien wie ek sien in vandag se lewe? Dan wat moet ek doen? Gee vir die mense 'n AA treatment, attention, affirmation and appreciation. En dan wat is die laaste ding, is vra open-ended questions. Vra wat regtig belangstel. Ek praat ook baie met my tieners en dan sal hulle ook sê, maar hoe praat ek met hierdie een, of hoe praat ek met hierdie vriendin, of met hierdie boyfriend of girlfriend, en dan sal ek altyd sê, moenie net sê, hoe gaan dit nie? Vra 'n open-ended question. Iets waaroor iemand kan uitbrei. En wanneer iemand jou 'n vraag vra, moenie net sê, nee, ja, okay, goed nie, want dis nie 'n konversasie nie. En dit is ook die ander geheim, is om die regte vrae vir mense te kan vra. Okay, so volgende gaan ons 'n bietjie, praat oor, lewe jy net vir jouself of lewe jy vir die mense om jou? Wat ons 'n bietjie gaan praat van, ons moet ons boodskap van 'n ek na 'n ons verander. So ek is nou weer terug, gaan kry vir jou 'n lekker slukkie koffie en ek gaan vir my 'n slukkie water kry en dan gaan ek nou weer saam met julle kuier. Julle luister hier na Tussen Koffie en Genade en ons praat 'n bietjie oor hoe om met mense te wen en te werk. So ek wil nou net hierdie laaste beginsel met julle deel. Wat gaan daaroor is, lewe jy net vir jou eie drome of lewe jy ook dat jou drome groter is as net jouself? So as jy iets groots wil bereik in jou lewe, die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet die ek verander na ons. So enige droom wat jy wil bereik, is partymal, as jy dit net, my droom en my roeping en my bediening en my dit en my dat, dan bly dit maar klein en dan gaan dit net oor jou. Maar wanneer jy begin besef, dis meer as net ek's maar net 'n druppeltjie op die aarde, dan kan jy eers regte, goddelike, gesonde koneksies begin maak en dan begin jy agter te kom, weet jy wat? My drome en my passies is nie net ek op my eiland nie, maar ek het mense en dinge om my nodig, sodat ons die groter prentjie kan vorm. Want ons moet onthou, eintlik is die koninkryk van die Here soos 'n puzzle, soos 'n hele puzzle piece. En elkeen is net 'n stuk in daai puzzle. En as een puzzle nie daar is nie, dan is die prentjie nie voltooi nie. So dis hoekom ons mekaar nodig het. Elke puzzle piece het sy roeping. Al is jy net blou en al is jy net groen, jy's dalk deel van die gras en jy's dalk deel van die sky wat beautiful is. En so maak ons elkeen deel van 'n mooi prentjie. So wanneer jy droom, wil ek die volgende 6 goed vir jou noem. Eerstens, moet jy in jouself sterwe, sodat jy kan meer word. As met ook verstaan, as jy 'n saadjie in die grond sit, en daai saadjie ontkiem, dan gaan hy saadjie letterlik dood, en dan breek hy oop. En dan word hy 'n koringveld, of 'n mielieoes, of 'n appelpoort, of wat ook al. En dis daai hele beginsel. Partymal moet ons onsself sterf, want dit is so hartseer. Partymal dink jy, ja, ek volg die roeping wat die Here vir my het, maar dit is so self-promoting, en dis me, ek het hierdie calling, ek het hierdie roeping, dan het jy dit klaar verloor. Want jy is nie belangriker as die volgende een nie. Ons almal het drome en visies, en ons moet eers besef dat ons
nie hoogmoedig en trots en prideful daaroor moet wees nie, maar ons moet in onsself sterf en sê, Here, ek doen dit in die eerste plek nie vir my nie, of vir my naam, of om populêr te wees nie. Ek doen dit vir U en U koninkryk. Die tweede aspek wat belangrik is, jy moet die onsienlike kan sien, voordat jy in die oomblik die onmoontlike kan doen, as ek dit nou so kan stel. So, dit is waar daai geloofstap is, want baie keer is mense op 'n baie droë plek in jou lewe, of jy het nie die resources nie, en die Here het dalk vir jou droom en 'n visie gegee, en jy besef, maar ek het nie die ability om dit op hierdie stadium te doen nie, ek het nie, en jy kan dit nog nie sien nie, maar jy moet dit kan sien, want faith is what we believe in, al sien ons dit nie, om te kan weet, die Here kan dit doen, en dan weet jy, dis groter as wie jy is, want jy is absoluut afhanklik van die Here, en dit kom by die derde punt uit, om te vertrou te wees in God se voorsiening, want dan kan jy alleenlik dit bereik wat hy vir jou wil gee en doen. Die vierde ding is om vas te staan en aan te hou wanneer dit moeilik raak, wanneer jy mismoedig is. En dit is waar die geloof weer eens inkom. Want as jy nie geloof het in die toekoms nie, is daar nie krag in vandag nie. So jou geloof en jou hoop in dit wat die Here vir jou geroep het, is wat jou sterk hou deur moeilike tye. En dan die vyfde punt, en dit is eintlik waar ek by wil uitkom, is trek mense om jou aan wat wenners is, wat saam met jou dieselfde visie het, wat saam met jou wil bou, want op die ouende wat bou ons eie koninkrykies? Nee, ons bou God se koninkryk. En dit is dan die laaste punt, is sien jou droom al klaar in die toekoms. Ons beloftes is ons drome, is die belofte van dit wat ons eendag gaan word. En ek verduidelik dit ook altyd so, en dan sê ek, ja, hier is jou eindestinasie. En die Here het gesê, okay, dis waartoe jy moet gaan. En dan het hy gerewind, en dan het hy stappie vir stappie vir jou die kribbels gelos. En dan gee jy elke keer op 'n ander plek in jou lewe vir jou die volgende toe, en die volgende toe. Jy gaan nie alles dadelik kan sien en verstaan nie. En dis ook hoekom, wanneer jou visie of jou droom groter is as jy, kan jy twee dinge doen in die lewe. Jy kan of opgee, of jy kan gaan hulp vra. So dit maak ook nie saak hoe belangrik jy in die lewe is nie, jy het altyd mense om jou nodig. En weet julle wat, dit is partymal so hartseer, en jy sien dit veral in die besigheidsarena, nê? Dan het hierdie persoon nou iets bereik in sy lewe. Hy het nou hierdie company gebou, en hy het nou hierdie ding navorsing gedoen, en hulle was 'n groep mense wat hierdie ding bereik het, en op die ouende en dan sê, ek het dit gedoen. It's only me, en jy vergeet van al die mense wat saam met jou aan hierdie ding gewerk het. En dit is hoekom Spreuke 3 vers 27 so amazing is. Hoor net wat sê dit. Withhold not good from those to whom it is due, its rightful owners, when it's in your power or your hand to do so. En weet julle wat, dit is wat ons as kinders van die Here moet doen. Jy gee die eer waar die eer toekom. Jy vat jou eer en jy gee dit vir iemand anderste. Jy vat jou rewards en jy gee dit vir iemand anderste, want waar gaan ons ware rewards kry? Want jy is besig om accolades te bou in die hemel. Ja, dit klink dalk nou baie insignificant, maar glo my, eendag gaan daai vir jou saak maak, want op die ouende is dit waaroor dit gaan. En is so jammer, ook jy sien dit in besigheid gereeld, toe mense letterlik quote, byvoorbeeld hulle wil iets vir hulle doen, en dan vra hulle vir hulle meer as wat hulle moet. Dis nou dalk nie 'n goeie voorbeeld nie, maar dit is, jy doen mense letterlik in, want dis in jou mag om vir hulle die regte prys te gee, maar nou vra hulle vir meer, want jy is stingy. Dis ook deel van hierdie beginsel. Jy steel van mense, en dit is ook wat ons doen, as ons iets, jy het 'n idee, of jy het 'n idee saam gehad, en nou sê jy, nee, dit was my idee, want jy wil nou baie belangrik lyk. En dit is by die volgende punt wat ek wil uitkom. Om ander te vra vir hulp,
is eintlik, dit laat hulle soos $1 million voel. So kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar beginsels van dit. Eerstens, mense het dit nodig dat jy hulle nodig het. En dit is wat ons nou ook gepraat het van community. Dit is wat 'n community is. Om te sê ek het jou nodig en jy het my nodig, ons gaan mekaar se rug toemaak en ons hak by mekaar in. Ek help jou wanneer jy swak is en jy help my wanneer ek swak is en so maak ons die hele community sterker. Dink net 'n bietjie, toe jy laas vir iemand gevra het vir aanwysings. Hoe was dit? Daai mense verduidelik dit sommer 3 of 4 of 5 keer vir hulle. Hoekom? Want mense love it wanneer hulle weet, yes, ek kan 'n bydrae lewe. Ek is 'n expert hier, ek kan jou help hierso en dit gee vir hulle self-worth en ook dit bou so 'n persoon op en dit kom alles weer terug na wat ons nou gepraat het van bemoediging. So dis partymal goed, as jy weet jy het hulp nodig met 'n spesifieke aspek in jou lewe, gaan na iemand toe wat jy weet wat jou kan help. En baie mense is nee, ek gaan niemand niks vra nie, ek doen dit net alleen en jy mis soveel uit. Tweedens, mense moet besef dat hulle ander nodig het. Dit is 'n groot stap in jou lewe. Die oomblik wat jy besef, jy is beter wanneer jy nie alleen is nie, maar wanneer jy dit saam doen. En dit is bitter jammer wanneer mense nie dink hulle het ander mense in hulle lewe nodig nie. Dit is soos iemand, jy sit in 'n boot en die boot is besig om te sink en al wat jy dink is, gelukkig sit ek nie naby die gat waar die water inlek nie. Jy sit net gerustig op die boot. Daai ou moet nou maar struggle en die probleem probeer oplos. En dit is half daai mindset wat ons vandag lewe. Ons almal het mense om ons nodig. Maak nie saak hoe belangrik jy is nie. En dit is die $1 million reward wat jy kan kry. Wanneer jy begin agterkom, ek het mense in my lewe ook nodig. Nommer 3 is, mense wil voel dat hulle nodig is en dat hulle iets kan bydra en dat hulle in staat is om iemand anders ook te help. Maar dan moet mense nou ook hierdie ding in konteks sit, want kom ons vat byvoorbeeld ouerskap. 'n Ma love dit om vir haar kindertjies kos te gee en vir hulle te kyk en vir hulle te sorg en daar te wees vir hulle en hulle huiswerk vir hulle tot te doen en hulle take vir hulle te doen. Nee, ons doen nie daai nie. Maar aan die ander kant kan dit partymal ook wees dat ons dit raak naderhand codependent, laat die kind voel hy kan niks op hom sy eie doen nie want mamma doen dit alles vir my. So ons moet natuurlik dit in balans ook bring. Ek praat hierso van mense wat avoiders is of non-responders is, wat voel ek's op my eie eiland, ek het niemand om my nodig nie, om dan juis ook bietjie vir mense te vra om hulle te help aan die een kant, maar ook aan die ander kant ander mense natuurlik te help, maar nie in 'n codependent verhouding, waar jy ander mense enable, waar dit nie gesond is nie en in swak grense is, waar jy nie mense help om beter te word nie, jy help hulle net om dit wat hulle al reeds toksiek doen, nog steeds te doen. So ons moet daai ook net in konteks sien. En die laaste punt wat ek wil maak is, mense wil weet dat jy hulle hulp nodig het, en dit is nou presies daai ding van, wanneer jy byvoorbeeld deel was van 'n kinderkonsert, dink net hoe was dit as ons nou 'n kinderkonsert gehad het, en jy het geld met die costumes, en nou sien jy hier hardloop die kindertjies rond, en ek het daai rompie gemaak, en ek het daai broekie gemaak, dan voel dit, jy was deel van die hele proses. As mens dink ook in 'n company, ek het bydra gehad, ek het daai navorsing gedoen, ek het hierdie ad ontwerp, en dit is wat die samehorigheid en dit so mooi maak as ons elkeen 'n deel het wat ons kan bydra in iets mooiers. So dis nie 'n swakheid om vir mense te laat weet jy het hulp nodig nie. Inteendeel is dit so amazing, en dan kan ons groter dinge bereik. Ons kan meer dinge doen in 'n community as wat elkeen nou maar net op sy eie aangaan. So navorsing het ek al oor en oor bewys, en ek het dit al genoem, dat wanneer mense mekaar help en daar is 'n fellowship en daar's 'n gemeenskap, dan is daar meer kreatiwiteit. Hulle is meer produktief en hulle kan soveel beter diens lewer. So om in 'n goeie verhoudings te bou, het mens natuurlik dan die volgende nodig. Mense het respek nodig, mense het vertroue nodig,
en jy het opregtheid nodig. En dit is dit wat ons met partymal aan werk in onsself. Hoe werk ek met mense? Het ek respek vir hulle? Vertrou ek mense? Is ek opreg? En dit is nou weer eens die ding, wanneer jy iemand ontmoet, en dis ook een van John Maxwell se sê dingetjies wat hy sê is, people want to know, can I trust you? Do you add value to me? And do you really care about me? En dit is wat hulle wil weet wanneer hulle in verhouding is met jou. So dit is wat ons aan moet werk. As ons nie eers vertrou in onsself het nie, soos ek gesê het, hoe gaan jy in vertroue met mense om jou kan loop? So net om hierdie afdeling af te sny, wil ek nou net die volgende met julle weer deur te gaan. So, eerstens, wat moet ek vergeet? 'n Trotse gesindheid wat wil wys dat ek nie mense om my nodig het nie. Wat is dit wat ek moet vra? Wie kan my help om 'n beter werk te doen as wat ek alleen dit sou gedoen het? En wat is dit wat ons moet doen? Vra mense opreg om op hulle opinies en wat dink hulle? En dan ook luister wat hulle sê. Luister na ander mense se inspraak in jou lewe. En dan onthou, iemand wat met mense wil wen, moet eers by iemand se hart kan uitkom en eers regtig connect met 'n persoon voordat hy 'n groter plan en roeping en visie kan bou in sy eie lewe. Ons gaan net gou-gou weer 'n breek vat en dan gaan ek net weer alles saamvoeg en ek gaan net 'n bietjie 'n samevoeging hê en net oor al die punte praat wat ek vanoggend oor gepraat het. Ek hoop hierdie tog vir julle iets beteken, so ek is nou weer terug. Julle, dit was nou so lekker om vanoggend hier saam met julle te kuier by Koffie en Genade. Kom ons praat 'n bietjie oor die vinnige 10 beginsels wat ons gepraat het oor vandag. So eerstens, voor jy enige iets wil gee, moet jy eers dit hê. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Tweedens, maak jouself eers vol voordat jy iets wil uitgee vir mense om jou. Nommer 3. Jy kan eers op 'n plek kom van ware geluk en vervulling wanneer jy deur jou eie emosionele genesing gewerk het. En uit dit uit kan jy dan begin om iets uit te gee. Nommer 4. Jy kan letterlik iemand se lewe verander deur jou opbouende woorde. Nommer 5. Volgende keer as jy iemand ontmoet, gee vir hom die AAA treatment, die triple A treatment, attention, affirmation and appreciation. Nommer 6. Jy verander die atmosfeer as jy mense bemoedig. Nommer 7. As jy iets groters wil bereik as net ek, moet jy ek verander in ons. Nommer 8. Maak nie saak hoe belangrik jy is in die lewe nie. Jy het altyd mense om jou nodig. Nommer 9. As dit in jou mag is om iemand te help en eer vir hom te gee, doen dit. Nommer 10. As jy met mense wil wen, moet jy eers by hulle harte uitkom. En ek wil net afsluit en die vir ons sê, die Here het ons gemaak sodat ons mekaar kan ondersteun en mekaar kan help. Want saam is ons sterker. Ons kan nie gee wat ons nie het nie. Soos ons aan onsself gaan begin werk, gaan ons 'n beter persoon wees, sodat ons dit kan wees vir mense om ons. En om regtig met iemand te wen, om by iemand se hart uit te kom, is om te weet wie jy is aan die eerste plek, maar ook aan die ander plek om jou lewe neer te lê. So dit beteken, jy is standvastig, jy is selfversekerd, maar jy is nie vol van jouself en dink jy is beter as mense nie, want jy besef, ons het almal mekaar nodig. So ek wil net vanoggend vir julle sommer almal saam bid en dat ons net vanoggend hierdie oggend net lekker kan begin en ek wil bid vir julle verhoudings en ook dat die Here vir julle sal lei en sal help in elke ding wat jy vandag gaan sê en doen, dat jou instelling sal wees is, hoe kan ek met mense wen om my?
Dankie Here dat ek elke luisteraar nou net na U toe kan bring. Here, U weet waar elkeen is op sy lewensreis en wat hy nou in watse situasie hy nou sit. Daar's mense daar buite, Vader, wat regtig bemoediging nodig het. En Here, ek bid dat U die regte mense vir hulle sal stuur, wat hulle sal kan dra en hulle kan bemoedig in tye wanneer hulle dit nodig het. Here, maar dan bid ek ook vir die wat wel iets het om te gee, maar te bang is om uit te gaan en iets te probeer, want nou werk dit nie, of nou misluk ek, of nou hou mense nie van my nie. En Here, U het hierdie droom en hierdie visie in hulle harte geplaas om iets te gaan doen, maar hulle is bang. Here, ek bid dat U vir hulle die krag sal gee, en die wysheid en die insig om uit te loop in geloof, en die mense om hulle sal bemoedig, sal bedien, en dat ons regtig 'n attitude sal hê soos Jesus, dat ons vir mense sal gee uit die goedheid wat U vir ons in ons binneste gee. Here, ek bid ook dat U deur die Gees ons harte sal volmaak en lewende water sal gee, sodat dit sal oorborrel en dat dit sal kan uitgee vir die mense om ons wat mismoedig voel, wat deur 'n slegte dag gaan, of dalk iets gebeur het in hulle lewe wat nie lekker is nie, Vader, dat ons mekaar sal kan bemoedig, sal versterk en sal ondersteun. In die naam van Jesus, amen. Julle, dit was so lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Julle moet verseker volgende week inskakel. Dan gaan ek en Amelia Botha 'n bietjie kuier. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor daai eweltjies wat partymal verhoudings wil kom skade bring, en dit is daai trots en jaloesie en al daai klas van dinge. Ons gaan bietjie praat daaroor, en ook aan die ander kant van hoe ons dit moet aanspreek in ons lewe, want dit is wat ons verhoudings wil kom steel. En onthou wat ek gesê het, die vyand kom steel, slag en verwoes. Maar die Here Jesus het gekom om ons lewe in oorvloed te gee. Mag jy 'n oorvloedige dag vandag hê en 'n geseënde dag. Ek praat weer volgende week met julle. Totsiens.